Die oggendson het oor Kaapstad se kuslyn gebreek, die welgestelde wyke van Camps Bay in goue lig gebaai. Rieke Steyn, 'n 30-jarige erfgenaam van die Steinmark supermarketting, het voor die spieël in sy luukse penthouse gestaan. Sy perfek gesnyde pak het aan sy gespierde lyf gekleef, maar die man in die refleksie het afwesig gelyk, asof iets ontbreek in die oë wat teruggekyk het. Rieke het sy das reggetrek en na die dokumente op sy bed gekyk. Vandag was anders. Geen direksievergaderings, geen formele aandetes met beleggers nie. Vandag sou hy na die Masakane Laerskool gaan, 'n munisipale skool in Khayelitsha, een van die armste gebiede in die Wes-Kaap. Meneer Steyn, u motor is gereed, het die interkom in sy slaapkamer aangekondig. Rieke het sy asem diep ingetrek. Die besoek was nie sy idee nie. Sy persoonlike assistent, Bomgani, het die laaste tyd aangedring dat die maatskappy se liefdadigheidswerk meer persoonlik moes word. Mense sien net 'n maatskappy, meneer Steyn, het hy gesê. Hulle sien nie die gesig agter die teks nie. Terwyl die leekse Mercedes deur die poorte van sy landgoed beweeg het Rieke die dokumentêre bewyse van sy maatskappy se skenkings nagegaan. Syfers, grafieke, vooruitskattings, als netjies in 'n leer gerangskik. Hy het altyd geglo dat hierdie statistieke belangriker was as die fynere besonderhede van waar die geld heen gaan. Dit was besigheid, niks meer nie. Die landskap het drasties verander toe hulle Khayelitsha nader. Die glinsterende wolkekrabbers het plek gemaak vir beskeie baksteengeboue en informele nedersettings. Rieke het ongemaklik rondgekyk. Die verskil tussen sy werklikheid en hierdie een was so groot dat dit byna onwerklik gevoel het. Die hoof van die Masakane Laerskool, Mef Tandekan Kumu, 'n vrou met 'n waardige houding en 'n warm glimlag, het hom by die hek ontmoet. Meneer Steyn, welkom by ons skool. Ons is baie dankbaar vir Steinmark se bydrae tot ons voedingsprogram. Rieke het sy hand uitgesteek en 'n professionele glimlag opgeroep. Die plesier is myne, Mef. Kom. Ek is bly ons maatskappy kan 'n verskil maak. Die skool was beskeie maar skoon met kinders wat in vervaagde, maar netjiese uniforms rondgehardloop het. Terwyl hulle deur die gange gestap het Rieke probeer om nie te laat blyk hoe vreemd dit alles vir hom was nie. Hy het nog nooit in 'n plek soos hierdie gewees nie, waar hulpbronne so skaars was, maar die atmosfeer nogtans met energie en hoop gevul was. En hier is ons kombuis en etara, het Mef Nkomo gesê terwyl sy 'n deur oopmaak. Die fondse wat u maatskappy geskenk het, help ons om baie van ons leerders te voed wat andersins honger sou gaan. Die kombuis was klein en eenvoudig, maar die geur van vars gebakte brood het die lug gevul. Kinders het in 'n netjiese ry gestaan, wag om bedien te word. Dit was teetyd en sommige kinders het reeds by tafels gesit met klein koppies warm tee en broodjies. Terwyl hulle die ruimte bekyk het Rieke 'n klein figuurtjie by die toonbank opgemerk. 'n Meisie, skaars 5 jaar oud, het voor die kafeebediener gestaan. Haar uniform was vervaag, maar skoon en haar hare was versigtig in 2 netjiese bolletjies vasgemaak. Wat Rieke se aandag getrek het, was haar houding. Sy was klein, maar het met 'n soort stille waardigheid gestaan. "Tannie, kan ek asseblief 'n halwe brood koop?" het die meisie gevra, haar stem sag maar dringend. Sy het versigtig R5 uit haar klein hand uitgetal, klaarblyklik al die geld wat sy gehad het. Die vrou agter die toonbank het simpatiek gelyk, haar oë sag, maar haar mond in 'n streng lyn. "Jammer, Naledi, ons verkoop net heelbrode. Dis R10 vir 'n brood." Rieke het gesien hoe die meisie, Naledi, haar lippe styf trek, duidelik besig met 'n wrede berekening in haar kop. Hy kon die desperaatheid in haar oë sien, 'n kind wat probeer om R5 in 'n volledige maaltyd te omskep. Sonder om te dink, het Rieke nader gestap. "Ek sal vir haar 'n volle maaltyd betaal," het hy gesê, sy stem vreemdhesser. Hy het 'n R100 noot uitgehaal en dit aan die vrou agter die toonbank oorhandig. "Eintlik gee vir haar 'n maaltyd vir die res van die week." Die meisie het na hom opgekyk, haar oë groot van verbasing. Stadig, soos 'n sonopkoms, het 'n glimlag oor haar gesig versprei, 'n egte, suiwer glimlag sonder enige voorwendsel of belangstelling. Dit was 'n oomblik van onverwagse skoonheid en Rieke het homself vasgenaal gevoel. "Baie dankie, oom," het sy gesê, haar stem steeds sag, maar nou vol van ongelooflike vreugde. Daardie glimlag het iets in Rieke losgemaak, 'n gevoel wat hy nie kon benoem nie. Dit het hom herinner aan iets wat hy vergeet het bestaan, opregtheid in sy mees eenvoudige vorm.
Sy hele lewe was omring deur mense wat iets wou hê, van die raadslede wat vir sy invloed gevlei het tot die vroue wat deur sy rykdom aangetrek was. Maar hierdie klein meisie het hom net opreg bedank, sonder verwagting van iets meer. "Wat is jou naam?" het Rikus gevra, skielik bewus van hoe onbeholpe sy vraag geklink het. "Naledi Dlamini, oom," het sy geantwoord, haar glimlag steeds stralend. "Dis 'n pragtige naam, Naledi," het hy gesê, en hy het bedoel wat hy gesê het. Mef. Nkomo het ingemeng, "Naledi is een van ons hardwerkendste studente, ten spyte van moeilike omstandighede." Rikus het geknik, steeds deur die meisie gefassineer. Naledi het haar volledige maaltyd geneem, 'n bord pap, 'n broodjie met kaas en 'n klein karton melk, en het na 'n tafel beweeg waar sy alleen gaan sit het. Hy kon sien hoe versigtig sy elke happie geneem het, asof sy die oomblik wou laat duur. Die res van die besoek het vervaag tot 'n dowwe agtergrond. Rikus het deur die motions gegaan, hande geskit, glimlagte uitgedeel, na die hoof geluister wat oor prestasies en uitdagings gepraat het. Maar sy gedagtes het steeds teruggekeer na daardie een oomblik in die kafeteria, die meisie wat vra of sy 'n halwe brood kon koop. Die ironie was nie verlore op hom nie. Sy familie se imperio het gebou op die verkoop van kos, en tog was hier 'n kind wat nie eens 'n heel brood kon bekostig nie. Teen die tyd dat hy in sy motor teruggeklim het, het hy geweet hy sou terugkom. Hy kon nie eers aan homself verduidelik hoekom nie, maar daar was iets wat hom getrek het om meer uit te vind oor Naledi Dlamini en haar lewe. Daardie aand in sy luukse penthouse met uitsig oor die see, kon Rikus nie slaap nie. Die beelde van die dag het deur sy gedagtes gespoel, veral die klein meisie met die stralende glimlag wat vir 'n halwe brood gevra het. Sy lewe, vol van alles wat geld kon koop, het skielik leeg gevoel. Die gevoel het hom so ontwrig dat hy 'n besluit geneem het wat selfs homself verras het. Hy sou môre teruggaan na die Masakane Laerskool. Nie as deel van 'n formele besoek nie, maar as iemand wat opreg wou weet wat hy nog kon doen om te help. Die volgende oggend het Rikus sy sekretarisse verbaas toe hy sy vergaderings vir die dag gekanselleer het. Persoonlike sake was al wat hy as verduideliking gebied het. Gekleed in 'n meer informele hemp en broek in plaas van sy gewone pak, het hy na die Masakane Laerskool teruggekeer. Sy hart het op 'n vreemde manier geklop terwyl hy by die hek gewag het, onseker oor wat hy eintlik hier doen. Mef. Nkomo was verras om hom weer te sien. "Meneer Steyn, ons het nie verwag om u so gou weer hier te hê nie. Ek het besef dat ek meer wil weet oor die voedingsprogram," het hy geïmproviseer, al was dit net deels die waarheid. "Ek dink daar's moontlik meer wat ons kan doen." Terwyl hulle na die kafeteria geloop het, het hy homself betrap dat hy rondkyk, op soek na 'n klein figuurtjie met 2 netjiese bolletjies. En daar was sy, Naledi, by dieselfde tafel as gister, besig om versigtig haar pap te eet. Naledi kom elke dag skool toe, al is dit soms moeilik, het Mef. Nkomo sag gesê, sy het sy blik opgemerk. Haar ma, Zinle, is 'n enkelouer. Sy probeer haar bes, maar dit is nie maklik nie. Rikus het belangstellend geluister. "Wat doen Zinle vir werk?" Mef. Nkomo se gesig het verdonker. Sy het tot onlangs by 'n supermark gewerk. Steinmark, ironies genoeg. Maar sy is ontslaan nadat sy 3 dae afwesig was om vir Naledi te sorg toe sy met hoë koors siek was. Die woorde het Rikus soos 'n vuishou getref. Steinmark. Sy maatskappy. Sy familie se besigheid het hierdie vrou ontslaan omdat sy vir haar siek kind gesorg het. Mengsel van skaamte en woede het deur hom gevloei. Hoe kon hy nie bewus gewees het van sulke beleide in sy eie maatskappy nie? Dit was nie reg nie, het hy sag gesê, meer aan homself as aan Mef. Nkom. Baie dinge is nie reg nie, meneer Steyn, maar ons moet daarmee saamleef. Zinle doen nou loswerkies, skoonmaak, wasgoed was, enigiets om 'n inkomste te hê. Hulle woon in Greenfields, 'n klein blou huis met 'n dak wat lek as dit reën. Rikus kon voel hoe sy wêreld stadig begin kantel. Dit was asof hy vir die eerste keer werklik kon sien, die ware impak van korporatiewe besluite wat hy voorheen as blote syfers op 'n inkomstestaat beskou het. Mense. Regte mense wie se lewens deur hierdie besluite beïnvloed word. Mef. Nkomo, ek wil graag met Zinle Dlamini praat. Is daar 'n manier waarop u 'n ontmoeting kan reël? Die skoolhoof het verbaas gelyk, maar het stadig geknik. Ek sal sien wat ek kan doen, meneer Steyn. Maar ek moet vra, wat is u bedoelings? Dit was 'n regverdige vraag, een wat Rikus self nie heeltemal kon beantwoord nie.
Ek wil help, was al wat hy kon sê, en tot sy verbasing, het hy dit bedoel. 2 dae later het Rikus voor die adres gestaan wat Mef Nkomo vir hom gegee het. Die kontras met sy eie woning kon nie groter gewees het nie. Die klein blou huis was inderdaad beskeie, met 'n dak wat duidelike tekens van verwering getoon het. Die buurt was arm maar netjies, met tekens van 'n trotse gemeenskap wat die beste van hulle omstandighede probeer maak. Met 'n diep asemteug het hy aan die deur geklop. Na 'n oomblik het dit oopgegaan om 'n jong vrou in haar middel-20's te onthul. Zinle Dlamini was mooi op 'n natuurlike, onopgesmukte manier. Haar oë, dieselfde vorm as Naledi se, het hom versigtig bestudeer. Meneer Stein, het sy gevra, haar stem neutraal maar waaksaam. Ja, dankie dat u ingestem het om my te sien, me. Dlamini. Sy het hom binne genooi na 'n klein, maar netjiese woonkamer. Ten spyte van die beperkte hulpbronne was die ruimte gevul met liefde, kindertekeninge teen die mure, 'n verslete, maar skoon bank, 'n klein tafel met sorgvuldig gevoude skoolboeke daarop. Naledi is by 'n buurvrou. Ek het gedink dit sou beter wees as ons eers alleen praat, het Zinle verduidelik terwyl sy hom 'n koppie tee aangebied het. Die koppie was eenvoudig, maar die gebaar hartlik. Rikus het die tee aanvaar, onseker waar om te begin. Me. Dlamini, ek weet nie of u bewus is nie, maar ek is. Ek weet wie u is, het sy onderbreek, haar stem steeds kalm. U is die erfgenaam van die Steinmark-ketting. Dieselfde maatskappy wat my ontslaan het omdat ek vir my siek dogter gesorg het. Die direktheid van haar woorde het Rikus se respek afgedwing. Daar was geen bitterheid in haar stem nie, net 'n stille waardigheid. Dit is hoekom ek hier is, het hy gesê. Ek het eers onlangs van u situasie gehoor, en ek wil dit regstel. Zinle het haar kop effens skuins gedraai. Hoe beplan u om dit te doen, meneer Stein? Wil u my 'n tjek gee en dan voel u beter oor uself? Die vraag was reguit, maar regverdig. Rikus het besef dat hy nie werklik nagedink het oor wat hy eintlik wou aanbied nie. Nee, het hy uiteindelik gesê. Nee, dit is nie wat ek wil doen nie. Ek wil verstaan. Ek wil weet hoe u en Naledi lewe wat u werklik nodig het. En dan wil ek die beleide in my maatskappy verander, sodat niemand anders ooit weer in die situasie beland nie. Iets in Zinle se oë het verander, 'n klein vonk van, as nie vertroue nie, dan ten minste 'n bereidwilligheid om te luister. Hoekom? Hoekom sou u omgee? Dit was die vraag wat Rikus homself bly vra het. Omdat ek u dogter ontmoet het, het hy eerlik geantwoord. Omdat sy my gevra het of sy 'n halwe brood kon koop met al die geld wat sy gehad het. Omdat sy geglimlag het toe ek vir haar 'n volle maaltyd gekoop het, 'n opregte glimlag wat my laat besef het hoe vals die wêreld is waarin ek leef. Zinle het lank na hom gekyk, asof sy opregtheid toets. Uiteindelik het sy liggies geknik. Goed dan. Wat wil u weet? Vir die volgende uur het Rikus geluister terwyl Zinle hom vertel het van haar lewe. Hoe sy tydens haar swangerskap deur Naledi se pa verlaat is. Hoe sy 3 werke gewerk het totdat sy uiteindelik die kassierpos by Steinmark gekry het. Hoe sy hulp moes vra by die gemeenskap toe Naledi siek geword het, maar hoe niemand beskikbaar was om haar deur die nag te help nie, wat beteken het dat sy werk moes misloop. Hoe haar bestuurder ten spyte van haar pleidooie, haar ontslaan het volgens die maatskappy se 3 foute en juis uit beleid. Ek het nooit gedink dat om vir my kind te sorg 'n fout was nie, het sy sag gesê, en Rikus het sy oë toegemaak teen die skaamte wat oor hom gespoel het. Dit is nie, het hy gefluister. Dit was nooit 'n fout nie. Net toe het hulle 'n stem by die deur gehoor. Mamma. Ek's tuis. Naledi het die woonkamer binne gestorm, maar het abrupt gestop toe sy Rikus sien. Haar oë het wyd geword met herkenning. Dis die oom wat vir my 'n volle maaltyd by die skool gegee het sy uitgeroep, haar gesig wat ophelder. Zinle het verbaas gelyk, haar oë wat tussen haar dogter en Rikus heen en weer beweeg het. Is dit waar? Rikus het ongemaklik geglimlag. Ja, ons het mekaar by die skool ontmoet. Hy het vir Tannie Miriam 'n groot noot gegee en gesê sy moet vir my 'n volle maaltyd gee vir die hele week, het Naledi entoesiasties verduidelik, terwyl sy nader aan haar ma beweeg. Ek het 'n heel brood gekry en melk en pap. Die trots en vreugde in haar stem het Rikus se hart laat pyn. So min het haar so baie beteken. Hy het skielik diep bewus geword van die voorreg waarin hy sy hele lewe geleef het. Meneer Stein was net besig om te vertel hoe hy die maatskappy se reëls wil verander,
sodat mamas nie hulle werk verloor as hulle vir hulle siek kinders moet sorg nie, het Zinle aan haar dogter verduidelik. Naledi se oë het selfs groter geword. Regtig? Dan kan mamma weer by die winkel werk en hoef sy nie meer ander mense se huise skoon te maak nie. Die direkte eenvoud van die vraag het Rikus getref. Ja, het hy gesê met meer oortuiging as wat hy verwag het. Ja, dit is presies wat ek beplan om te doen. Die volgende paar weke het 'n nuwe roetine in Rikus se lewe gebring, een wat hy nooit kon voorsien het nie. Hy het begin om gereeld die Dlamini-huishouding te besoek, aanvanklik onder die voorwendsel van navorsing vir die beleidsveranderings wat hy wou implementeer. Maar gou het die besoeke meer persoonlik geword. Een middag het hy by die Blou Huis opgedaag met 'n sak vol kruideniersware, nie luukse items nie, maar noodsaaklikhede wat hy opgemerk het hulle nodig het. Zinle was aanvanklik huiwerig om dit te aanvaar. Ons soek nie liefdadigheid nie, meneer Steyn, het sy gesê, haar trots duidelik. Noem my Rikus asseblief, het hy geantwoord. En dit is nie liefdadigheid nie. Dit is 'n vriend wat help. Die woord 'n vriend het vreemd op sy tong gevoel, maar ook reg want dit is wat hulle stadig besig was om te word, vriende. Zinle het uiteindelik die kruideniersware aanvaar, maar daarop aangedring dat hy bly vir aandete. Dis nie wat u gewoond is nie, het sy gewaarsku. Rikus het geglimlag. Dis hoekom ek wil bly. Daardie aand het hy vir die eerste keer saam met hulle geëet, 'n eenvoudige maaltyd van pap en sous wat Zinle voorberei het. Hy het by hulle klein tafel gesit, geluister na Naledi wat opgewonde oor haar dag by die skool gepraat het, en besef dat hy nie kon onthou wanneer hy laas so opregte, warm maaltyd geniet het nie. U eet soos iemand wat nog nooit pap geproe het nie, het Zinle met 'n glimlag opgemerk. Ek dink nie ek het nie, het hy erken. Dis lekker. Naledi het gegiggel. Mamma maak die beste pap in die hele wêreld. Na aandete het Naledi haar huiswerk uitgehaal. Terwyl Zinle skottelgoed gewas het, het Rikus homself aangebied om te help. Ek is nie seker of ek enigsins nuttig sal wees met graterwerk nie, het hy geskerts. Maar tot sy verbasing het hy dit geniet om langs Naledi te sit en haar te help om letters en syfers te oefen. Haar deursettingsvermoë en slimheid het hom beïndruk. Toe sy sukkel om 'n spesifieke letter te skryf, het sy haar nie toegelaat om moed op te gee nie. Mamma sê ons moet aanhou probeer, het sy ernstig verduidelik. Selfs as dit moeilik is. Die les was nie verlore op Rikus nie. Na daardie aand het besoeke 'n gereelde ding geword. Rikus het homself betrap dat hy sy werksdae herrangskik om tyd met die Dlamines deur te bring. Hy het laat by die kantoor gewerk en dikwels die nagtelike ure gebruik om die beleidsveranderings te navors en te formuleer wat hy by Steinmark wou implementeer. Een Saterdag het Naledi hom gevra om wolke op die vloer van die woonkamer te teken. Wolke, het hy verward gevra. Ja. Mamma en ek speel dat die vloer lava is, en ons moet op die wolke spring om veilig te bly, het sy verduidelik asof dit die mees natuurlike ding in die wêreld was. Rikus het homself op sy knieë bevind met 'n stuk kruit in die hand, besig om wolkvorms op die sementvloer te teken terwyl Naledi aanwysings gegee het, hierdie een moet groter wees. Nee, ronder. Zinle het in die deuropening gestaan en hulle dop gehou, 'n sagte uitdrukking op haar gesig wat Rikus se hart op 'n vreemde manier laat versnel het. Later, nadat Naledi in die bed was, het hy en Zinle buite op die klein stoep gesit met koppies tee, kyk na die sterrehemel wat bo die township uitgesprei het. Jy is vol verrassings, Rikus Steyn, het sy sag gesê. Hoe so? Jy op jou knieë besig om wolke op my vloer te teken. Dit is nie die beeld wat ek van 'n miljoenêr erfgenaam gehad het nie. Rikus het gelag, maar daar was 'n dieper waarheid in haar woorde. Ek dink nie ek het ooit geweet hoe om 'n kind se pret te waardeer voor ek Naledi ontmoet het nie. My kinderjare was anders. Zinle het stil gebly en hy het dit as 'n uitnodiging gesien om voort te gaan. My pa het geglo dat speel mors van tyd is. Alles was 'n les oor besigheid, oor hoe om te wen, oor hoe om altyd die slimste persoon in die kamer te wees. My speelgoed was aandelekoerse en sakrekenaars. Dit klink eensaam, het Zinle sag gesê. Die woord het hom getref. Eensaam. Ja, dit was presies wat sy lewe was, selfs omring deur weelde en mense. Eensaam. Dit was, het hy erken. Dit is. Hulle het vir 'n lang oomblik in stilte gesit, die ongesegde dinge tussen hulle swewend. En die beleidsveranderings het Zinle uiteindelik gevra. Maak jy enige vordering?
Rikus het regop gesit. Ja, eintlik. Ek het 'n konsepvoorstel opgestel. Dit behels 'n hele reeks veranderings, betaalde verlof vir ouers met siek kinders, dagsorg by die werkplek, buigsame werksure. En dink jy jou pa sal daarmee saamstem? Dit was die groot vraag. Rikus se pa, Hendrik Steyn, was 'n man van die ou skool wat geglo het dat besigheid is en dat werknemers vervangbaar is. Dit sal nie maklik wees nie, het hy eerlik geantwoord. Maar ek het nog nooit voorheen iets so sterk gevoel nie. Ek sal veg hiervoor. Zinle het na hom gekyk, haar oë sag in die maanlig. Hoekom doen jy dit regtig, Rikus? Al hierdie dinge, die besoeke, die tyd met Naledi, die beleidsveranderings. Hoekom? Dit was 'n vraag wat hy homself ook gevra het. Hoekom het die lewe van hierdie vrou en haar dogter so belangrik vir hom geword? Hoekom het hy skaars kon wag om terug te keer na hulle beskeie blou huis, terwyl sy luukse penthouse elke dag minder soos 'n tuiste gevoel het? Omdat julle my lewe verander het, het hy uiteindelik geantwoord. Omdat ek vir die eerste keer voel asof ek iets doen wat saak maak. Omdat hy het gehuiwer, onseker of hy die woorde moet uitspreek wat in sy hart begin vorm het. Omdat julle my laat voel of ek behoort. Zinle se oë het syne ontmoet, en vir 'n oomblik was daar 'n kwesbaarheid tussen hulle, besef dat grense besig was om te vervaag. Jy weet mos, het sy sag gesê, dat Naledi jou in haar jongste tekening ingesluit het. Sy het 'n prent gemaak van haar familie. Dit was ek, sy en jy. Die woorde het Rikus diep getref, 'n mengsel van vreugde en vrees. Is dit goed? Dat sy so dink. Is dit, het Zinle gevra, die vraag terug na hom toe gegooi. Voor hy kon antwoord, was daar 'n sagte stem van die deuropening. Mamma. Oom Rikus. Ek kan nie slaap nie. Naledi het daar gestaan in haar verslete nagklere, haar oë half toe van vaak. Sonder om te dink, het Rikus opgestaan en na haar toe geloop. Kom ons kry vir jou 'n glas water, en dan vertel ek jou 'n storie wat my ouma altyd vir my vertel het, toe ek klein was. Terwyl hy vir Naledi terughelp bed toe, het hy besef dat hy by 'n kruispunt was. Wat ook al tussen hom en Zinle aan die ontwikkel was, sou nie net hulle twee raak nie. Dit sou Naledi se lewe beïnvloed. Dit sou sy hele wêreld verander. Dit was nie iets om ligtelik aan te pak nie. Maar terwyl hy langs haar bed gesit het, haar klein handjie wat syne vashou terwyl hy 'n storie fluister oor sterretuine en maanlig vir kenners, het hy geweet dat daar geen pad terug was nie. Hierdie twee mense het deel van sy lewe geword op 'n manier wat hy nooit sou kon voorsien het nie, toe hy daardie dag in die skoolkafeteria gestaan het. Die Steinmark hoofkantoor het verrys soos 'n glastoring in die hart van Kaapstad se besigheidsdistrik, 'n simbool van mag en rykdom. Rikus het sy das styf getrek terwyl hy die huisers na die boonste verdieping geneem het, waar die direksie se vergaderkamer geleë was. Vandag was die dag. Na weke van navorsing, van statistieke oor werknemeromset en produktiwiteit versamel, van gevalstudies van ander maatskappye wat progressiewe werknemerbeleide implementeer, was hy gereed om sy voorstel aan die direksie voor te lê. En aan sy pa. Die huiser se deure het oopgegaan op die uitvoerende vloer, waar alles spreek van weelde en uitnemendheid, marmervloere, kunswerke deur Suid-Afrikaanse meesters, uitsig oor die see wat die stad omring. Rikus se sekretarisse het hom ingewag. Hulle is almal reeds binne, meneer Steyn, het sy gesê, die bekommernis in haar oë verraai dat sy weet hierdie was nie 'n gewone vergadering nie. Goeie geluk. Rikus het geknik en diep asem gehaal voordat hy die deure na die vergaderkamer oopgestoot het. Rondom die massiewe eikhouttafel het die 12 lede van die Steinmark direksie gesit, almal in hul onberisplike pakke, almal met daardie uitdrukking van versigtige neutraliteit wat sakemanne perfekteer. En aan die hoof van die tafel was sy pa, Hendrik Steyn, 'n man in sy 60er jare wie se gesig tekens van jare se harde besluitneming gedra het. Rikus het sy pa begroet, sy stem kalm, maar met 'n ondertoon van ongeduld. Ons is almal nuuskierig oor hierdie dringende vergadering wat jy belê het. Jou memorandum het gepraat van ingrypende beleidsveranderings. Rikus het sy leers op die tafel neergesit en sy plek ingeneem. Dankie dat julle almal hier is. Ja, ek wil voorstelle maak vir wesenlike veranderings aan ons personeelbeleid, spesifiek rakende hoe ons werknemers met kinders hanteer. 'n Gereis het deur die kamer gegaan, maar sy pa het slegs 'n wenkbrau gelig. Gaan voort. Vir die volgende 30 minute het Rikus sy voorstel uiteengesit, gestaaf deur data, praktykstudies en finansiële projeksies. Hy
Hy het verduidelik hoe die maatskappy se huidige beleid nadelig was vir beide werknemers en die besigheid self, hoe dit tot hoë personeelomset gelei het, en hoe dit spesifiek vrouens en enkelouers benadeel. Toe het hy sy alternatief voorgestel, betaalde verlof vir ouers van siek kinders, 'n dagsorgfasiliteit by elke groot Steinmark-winkel, buigsame werksure vir ouers, en beskerming teen afdanking vir afwesighede verwant aan gesinsverantwoordelikhede. Toe hy klaar was, het 'n stilte oor die kamer geval. Dit was sy pa wat dit eintlik gebreek het. Dit is interessant, Rikus, het Hendrik gesê, sy woorde versigtig gekies. Maar ek wonder wat hierdie skielike belangstelling in personeelwilstand veroorsaak het. Dit is nie juis 'n gebied waarin jy voorheen belang gestel het nie. Rikus het geweet dat dit sou kom, hy het 'n antwoord voorberei, een wat sou fokus op besigheidsvoordele en maatskappybeeld. Maar toe hy sy pa se oë ontmoet het, het hy besef dat eerlikheid die enigste pad vorentoe was. Ek het onlangs iemand ontmoet wat deur ons huidige beleid benadeel is, het hy gesê, sy stem rustiger as wat hy verwag het. Sy is 'n enkelma wat haar werk by een van ons winkels verloor het, omdat sy 3 dae afwesig was om vir haar siek kind te sorg. Hendrik het frons. Een geval is kwaliek rede om 'n hele maatskappy se beleid om te keer, Rikus. Dit is nie net een geval nie, pa, het Rikus geantwoord, en hy het die verslae opgetel wat die statistieke getoon het. Volgens ons eie data het ons verlede jaar alleen meer as 200 werknemers verloor weens gesinsverantwoordelikhede verwante afdankings. Die koste van heropleiding en verlore produktiwiteit oortref ver wat dit sou kos om 'n meer akkommoderende beleid te implementeer. 'n Ander direkteur, Jana Venter, het vorentoe geleun. Die finansiële projeksies is oortuigend, Hendrik. Die terugbetaaltyd op hierdie inisiatief is minder as 2 jaar en die potensiële voordele vir werknemermoraal en openbare beeld is beduidend. Dis alles goed en wel, het Hendrik teruggekaats, maar hierdie is 'n besigheid, nie 'n welsynsorganisasie nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons aandeelhouers. Ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons werknemers, het Rikus gesê, meer krag in sy stem. En op die lang duur is dit in ons aandeelhouers se belang om 'n stabiele, toegewyde arbeidsmag te hê. Hendrik het teruggeleun in sy stoel en sy seun bestudeer asof hy hom vir die eerste keer sien. Jy voel sterk hieroor, het hy uiteindelik gesê. Dit was nie 'n vraag nie. Ja, pa. Ek doen. Lang oomblik het verbygegaan terwyl pa en seun mekaar dopgehou het. Toe het Hendrik sy keel skoongemaak. Ek stel voor dat ons 'n werkgroep saamstel om hierdie voorstel in meer besonderhede te ondersoek. Rikus, jy sal die leiding neem. Ons sal dit by ons volgende vergadering weer bespreek. Dit was nie die onmiddellike oorwinning waarop Rikus gehoop het nie, maar dit was 'n begin. Toe die vergadering verdaag is en die direkteure een vir een vertrek het sy pa agtergebly. Nou gaan jy my vertel wat regtig aangaan, het Hendrik gesê toe hulle alleen was. Hierdie gaan nie net oor maatskappybeleid nie, of hoe? Rikus het na die venster gestap, uitkyk oor die stad. Ek het haar dogter ontmoet, pa, 'n 5-jarige meisie wat by haar skoolkafeteria staan en vra of sy 'n halwe brood kan koop, omdat dit al is wat sy kan bekostig. Weet jy hoe dit voel om dit te sien gebeur en dan uit te vind dat jou eie maatskappy, jou familie se besigheid, verantwoordelik is vir die situasie waarin hulle hulself bevind? Hendrik het naas hom kom staan. Jy het persoonlik betrokke geraak. Ja. Dit is gevaarlik in besigheid, Rikus. Dit vertroebel jou oordeel. Rikus het na sy pa gedraai. Of miskien maak dit my oordeel helderder as ooit tevore. Miskien het ek vir die eerste keer werklik begin verstaan wat hierdie maatskappy kan wees, nie net 'n winsmakende onderneming nie, maar 'n krag vir goed. Hendrik het vir 'n lang oomblik stil gebly. Toe het hy gesig. Jy klink soos jou ma, sy het ook altyd geglo in hierdie idee van besigheid as 'n krag vir goed. Daar was 'n sagtheid in sy stem wat Rikus selde gehoor het. Was sy reg, het Rikus gevra. Hendrik se oë het na die verte gedwaal. Miskien. Sy was reg oor baie dinge. Hy het na sy seun teruggekyk. Hierdie vrou en haar dogter, jy spandeer tyd saam met hulle. Rikus het geknik, nie seker waarheen hierdie gesprek lei nie. Ja. Ek help na Lady, dis die dogter, met haar huiswerk. Ek het vir hulle kruideniersware geneem. Klein dinge. En die ma. Hoe is sy? Die vraag het Rikus onkant gevang. Zindle is ongelooflik. Sterk, trots, toegewyd aan haar dogter. Sy wil nie liefdadigheid hê nie, net 'n regverdige kans.
Hendrik het stadig geknik. En jou gevoelens vir haar is? Rikus het gevoel hoe bloed na sy gesig styg. Dis kompleks. Ek respekteer haar enorm. Maar dis meer as dit, het sy pa gesê, nie 'n vraag nie. Rikus het nie geantwoord nie, wat op sigself 'n antwoord was. Hendrik het diep gesug. Wees versigtig, Rikus. Die wêreld waarin ons leef, die kringe waarin ons beweeg, dit sal nie maklik wees nie. Ek weet, het Rikus sag gesê. Sy pa het hom 'n laaste deurdringende kyk gegee. Ek sal jou voorstel ernstig oorweeg. Maar wees bewus van jou motiewe. Maak seker dat wat jy doen goed is vir die maatskappy, nie net vir hierdie een gesin nie. Nadat sy pa vertrek het, het Rikus nog lank by die venster gestaan, sy gedagtes in beroering. Die gesprek het in 'n heeltemal ander rigting gegaan as wat hy verwag het. Sy pa het nie die idee onmiddellik verwerp nie, wat verbasend was. Maar die vraag oor Zinle, dit het Rikus laat besef hoe duidelik sy gevoelens moes wees. Hy het sy selfoon uitgehaal en 'n nommer geskakel wat hy nou uit sy kop ken. Hallo. Zinle se stem was soos 'n anker in die stormagtige see van sy gedagtes. Dis ek, het hy gesê. Die vergadering is verby. En dit was 'n begin. Hulle het nie nee gesê nie. Sy verstaan wat hy nie gesê het nie. Dit is goed, Rikus. Klein oorwinnings is steeds oorwinnings. Kan ek vanaand kom? Ek wil vir Nalede vertel wat gebeur het. Ek het haar beloof. Ja, het Zinle sag gesê. Ons sal wag vir jou. Terwyl hy die woorde, ons sal wag vir jou, in sy gedagtes laat echo het Rikus geweet dat hy die regte ding doen. Ongeag wat sy pa of die direksie besluit, hy sou voortgaan om te veg vir veranderings wat mense soos Zinle en Nalede sou help. En hy sou voortgaan om deel te wees van hulle lewens, selfs al het dit beteken dat hy grense moes oorsteek wat hy nooit gedink het hy sou nie. Die weke het verbygevlieg terwyl Rikus onvermoeid gewerk het om sy voorstel te verfyn. Hy het dag en nag bestee aan die navorsing van ander maatskappye se beleide, vergaderings met menslike hulpbronspesialiste en die saamstel van 'n omvattende finansiële plan om te bewys dat sy voorgestelde veranderings nie net eties reg was nie, maar ook finansiëel sinvol. Die werkgroep wat sy pa saamgestel het gereeld vergader en tot Rikus se verbasing het hy gevind dat baie van die direkteure sy idees ondersteun het sodra hulle die data gesien het. Selfs die meer konservatiewe lede het begin om die besigheidsbetoog te verstaan. Gelukkiger werknemers beteken laer personeelomset, hoër produktiwiteit en uiteindelik beter winste. Maar te midde van al hierdie professionele inspanning, was dit die aande wat hy by die klein blou huis deurgebring het wat hom deur die dae gedra het. Sy verhouding met beide Zinle en Nalede het gegroei en verdiep op 'n manier wat hy nooit kon voorsien het nie. Een aand, terwyl Nalede haar huiswerk gedoen het hy Zinle in die klein kombuis gevind, besig om aardappels te skil vir aandete. Kan ek help, het hy gevra. Zinle het hom 'n skeptiese kyk gegee. Weet jy hoe om aardappels te skil? Nee, het hy eerlik erken. Maar jy kan my leer. Sy het geglimlag en hom 'n skiller oorhandig. Hou dit so en skil weg van jou af. Moenie te veel van die aardappel wegskil nie. Rikus se eerste pogings was lomp en onhandig, wat Zinle laat lag het, 'n melodieuse geluid wat hy algaande meer begin hoor het. Daar was 'n tyd toe sy gespanne en versigtig rondom hom was, maar daardie dae was verby. Nou was daar 'n gemaklikheid tussen hulle, 'n ritme wat natuurlik gevoel het. Jy's hopeloos, het sy geskerts toe sy halfgeskilde, beslis misvormde aardappel sien. Gee my kans, het hy geprotesteer. Nie almal van ons het natuurlike talent in die kombuis nie. Sy het nader gestaan, haar hand oor syne geplaas om hom te wys hoe om die skiller meer effektief te gebruik. Die kontak het 'n elektriese gevoel deur sy arm gestuur, en vir 'n oomblik het hulle oë ontmoet, 'n oomblik van stilte en bewustheid. Sy het eers weggekyk, haar wange effens pink. So, ja. Probeer dit so. Die spanning tussen hulle was tasbaar, maar getemper deur 'n bewustheid van Nalede in die volgende kamer en die kompleksiteit van hulle situasie. Later daardie aand, nadat Nalede in die bed was, het hulle soos gewoonlik op die klein stoep gesit. Die lig was koel en Rikus het sy baadjie oor Zinle se skouers geplaas toe hy gemerk het hoe sy huiwer. Dankie, het sy sag gesê, die materiaal stywer om haar trek. Hulle het gesit in wat nou 'n gemaklike stilte geword het, die geluide van die tonsip rondom hulle, verre musiek, kinders wat lag, die geroep van 'n straatverkoper.
Die werkgroep ondersteun die voorstel, het Rikus uiteindelik gesê, die stilte verbreek. Ons neem dit volgende week na die volle direksie. Zinle se oë het opgevlam met hoop. Regtig? Dink jy hulle sal dit goedkeur? Ek dink so die besigheidsargumente sterk en selfs my pa lyk oortuig. As dit deurgaan, sal dit beteken nuwe beleide regoor die maatskappy, betaalde verlof vir ouers met siek kinders, dagsorgfasiliteite by groter winkels, buigsame werksure vir ouers. Dit sal soveel mense help, het Zinle gesê, haar stem vol verwondering. Nie net my nie, maar honderde ander ouers. Rikus het geglimlag, haar entoesiasme aansteeklik. Daar's meer. Deel van die voorstel is om 'n spesiale posisie te skep, 'n koördineerder van werknemerwelsyn. Iemand wat sal toesien dat hierdie nuwe beleide regverdig toegepas word, wat werknemers sal help om toegang tot voordele te kry, wat sal luister na hulle bekommernisse. Zinle het hom in gedagte aangekyk. Dit klink na 'n belangrike rol. Dit is. En ek wil hê jy moet dit vul. Haar oë het wyd geword. Maar ek's net 'n kassier. Was een in elk geval. Jy's baie meer as dit, het hy ernstig gesê. Jy's sterk, empaties, jy verstaan die uitdagings wat werkende ouers in die gesig staar omdat jy dit eerstehandig ervaar het. Jy's presies wat ons nodig het. Sy het haar kop geskud, skynbaar oorweldig deur die voorstel. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê ja, het hy sag aangedring. Die salaris is 3 keer wat jy as kassier verdien het, met volle gesondheidsvoordele vir jou en nalede. Jy sal by die hoofkantoor werk, 9 tot 5 weksdae, geen skofte nie. Haar oë het skielik met trane gevul. Hoekom doen jy dit, Rikus? Al hierdie dinge vir ons. Dit was die oomblik, besef hy. Die oomblik om die waarheid te sê wat hy al weke lank in sy hart gedra het. Omdat ek omgee vir julle. Beide van julle. Meer as wat ek gedink het moontlik is. Hy het na haar hand uitgereik en dit saggies vasgehou. Hierdie laaste paar weke jy en nalede het my hele lewe verander. Voor ek julle ontmoet het, was my bestaan leeg, net werk en meer werk, strewe na sukses wat nooit bevredigend was nie. Maar hier in hierdie huis, het ek iets gevind wat ek nooit by al die luukse restaurante of eksklusiewe klubs kon vind nie. Iets egte. Zinle se vingers het om syne gevou. Ons is nie wat mense sal verwag jy in jou lewe sal hê nie, Rikus. Ek's 'n enkel maar uit 'n township, wat sukkel om deur die maan te kom, jy sê. 'n Man wat verlief geraak het, het hy die sin voltooi, die woorde wat hy so lank terughou het, uiteindelik uitgesproke. Haar asem het vasgesteek. Is jy seker dis wat jy voel? Dis nie net 'n gevoel van om goed te doen nie. Ek seker, het hy gesê, met meer sekerheid as wat hy oor enigiets anders in sy lewe gevoel het. Ek's verlief op jou, Zinle Dlamini. En ek dink ek was al van die eerste dag toe ek jou ontmoet het. Sy het hom lank aangestaar, trane wat vrylik oor haar wange rol. Ek het myself beloof ek sou versigtig wees, het sy gefluister. Dat ek nie sou toelaat dat my hart weer gebreek word nie. Maar jy het in ons lewens ingestap en alles verander. Is dit goed of sleg, het hy gevra, skielik onseker. Sy het nader geleun, haar oë wat syne vasvang. Dit is skrikwekkend goed. Die afstand tussen hulle het gesluit, en hulle lippe het ontmoet in 'n sagte, versigtige kus, 'n kus wat gevoel het soos die begin van iets diep en blywend. Toe hulle uiteindelik uitmekaar getrek het, was Zinle die eerste een wat gepraat het. Wat van nalede? Rikus se hart het gegroei by die gedagte aan die klein meisie wat so 'n groot deel van sy lewe geword het. Ek is lief vir haar ook. Jy weet sy het vir my gevra of ek haar kan help met haar skoolprojek oor 'n spesiale volwassene in haar lewe. Sy het my gekies. Zinle het geglimlag deur haar trane. Sy vertel almal by die skool van haar oom Rikus wat wolke op ons vloer teken en haar wiskunde help. Ek wil daar wees vir haar, het hy gesê. Vir julle albei. Ek wil help verseker dat sy elke geleentheid in die lewe kry, dat sy nooit weer hoef te vra vir 'n halwe brood nie. Dit klink amper soos 'n aansoek, het Zinle gesê, half ernstig, half skertend. Rikus het haar hand stywer vasgehou. Miskien is dit die begin van een. Ek wil nie voortjaag nie, maar ek wil hê jy moet weet dat my bedoelings ernstig is. Ek sien 'n toekoms saam met jou en nalede. Terwyl hulle daar gesit het onder die sterrehemel, hande verweef, het Rikus geweet dat sy hele lewe tot by hierdie punt gelei het.
Al die rykdom, al die voorreg waarmee hy groot geword het hom nie voorberei op die rykdom van liefde en doel wat hy in hierdie beskeie huis gevind het nie. Die reuk van aardappelskille en die klank van Naledi se sagte asemhaling deur die oop venster was nou vir hom meer kosbaar as die duurste parfuum of die mees eksklusiewe simfoniekonsert. Die dag van die direksievergadering het aangebreek, bewolk en koel, asof die weer self die spanning van die oomblik weerspieël het. Rikus het vroeg opgestaan, sy beste pak uitgesoek en homself sorgvuldig voorberei. Vandag was die dag waarop die direksie finaal oor sy voorstel sou stem. Toe hy by die Steinmark hoofkantoor aangekom het, was daar 'n ongewone energie in die lug. Werknemers het hom anders bekyk, met 'n mengsel van nuuskierigheid en respek. Gerugte oor sy voorstel het versprei en baie het geweet dat vandag se besluit hulle lewens direk sou raak. Die afgelope weke was 'n warrelwind. Sy verhouding met Zinle het verdiep, sy spandeer meer en meer tyd by die klein blou huis, word deel van hulle daaglikse roetine. Naledi het hom begin noem my Rikus, wanneer sy met haar maats praat, 'n klein frase wat sy hart laat swel het. Maar alles het nog gehang aan wat vandag sou gebeur. Toe hy die vergaderkamer binnestap, kon hy die spanning in die lug voel. Die direkteure het in klein groepies gestaan en gepraat, maar het stil geword toe hy binnekom. Sy pa het by die venster gestaan, uitkyk oor die stad, sy rug na die kamer gedraai. "Goeiemôre almal," het Rikus gesê, so kalm as wat hy kon. "Dankie dat julle hier is vir hierdie belangrike stemming." Die direkteure het hulle plekke ingeneem en Hendrik Steyn het stadig na sy stoel by die kop van die tafel beweeg. Sy gesig was onleesbaar, 'n kenmerk wat hom 'n gedigte sakeman gemaak het oor die jare. "Voor ons begin," het Hendrik gesê, sy stem diep en gesaghebbend, "wil ek seker maak dat almal die volle implikasies van hierdie voorstel verstaan. Dit verteenwoordig 'n fundamentele verandering in hoe ons sake doen. Dit sal ons ongeveer R20 miljoen per jaar kos om te implementeer, en dit sal die manier waarop ons werknemers sien en behandel verander. Die koste is volledig verantwoord in die voorlegging," het Rikus tussen beide gekom. "En die projeksies toon dat ons die belegging binne 2 jaar sal verhaal deur verminderde personeelomset en verhoogde produktiwiteit." Sy pa het hom met deurdringende oë bekyk. "Ja, jou voorlegging was baie deeglik. Maar voordat ons stem, is daar nog iets wat ek wil bespreek." Hy het 'n dun leer voor hom oopgemaak. "Dit het onder my aandag gekom dat jy 'n persoonlike verhouding ontwikkel het met een van die voormalige werknemers wat deur ons bestaande beleid geraak is, 'n sekere Zinle Dlamini." Die kamer het doodstil geword. Rikus het gevoel hoe sy hart versnel. "Ek sien nie hoe dit relevant is tot die verdienste van die voorstel nie," het hy gesê, sy stem stram. "Dit is relevant tot jou motivering," het sy pa teruggekaats. "Is dit jou bedoeling om my Dlamini in diens te neem as die koördineerder van werknemerwelsyn, soos die voorstel voorsien?" Rikus het sy rug reguit gehou. "Ja, dit is. Sy is uitmuntend gekwalifiseer vir die posisie gegee haar eerstehandse ervaring. En jou persoonlike verhouding met haar het geen invloed op hierdie besluit nie," het Hendrik gevra, sy wenkbroue gelig. "Ek glo sy is die beste kandidaat, ongeag my persoonlike gevoelens," het Rikus geantwoord. Hy het diep asem gehaal. "Maar in die belang van volle deursigtigheid, ja, ek het 'n persoonlike verhouding met Zinle Dlamini. Dit beïnvloed nie my professionele oordeel nie, maar dit het wel my oë geopen vir die ware impak van ons huidige beleide op werknemers se lewens." 'n Gereis het deur die kamer gegaan, direkteure wat na mekaar kyk met gemengde uitdrukkings. "Dankie vir jou eerlikheid," het sy pa gesê, en vir 'n oomblik het Rikus gedink hy kon 'n sweempie van trots in sy pa se oë sien. "Nou, laat ons stem." Die stemproses was metodiese marteling. Elke direkteur het sy of haar mening gegee, sommige ten gunste van die voorstel, ander wat bekommernisse geopper het. 2 het gevoel dat die koste te hoog was, terwyl ander gedink het dit was nie radikaal genoeg nie. Die debat het ure aangehou, met Rikus wat elke vraag beantwoord het, elke bekommernis aangespreek het, met 'n kalm sekerheid wat selfs homself verras het. En toe, uiteindelik, het dit tyd geword vir die finale stemming. Een vir een het die direkteure hulle besluit aangekondig. Die telling het opgebou 6-5 teen. Almal se oë het na Hendrik gedraai, wie se stem die deurslag sou gee. Die kamer was so stil dat Rikus se eie hartklop kon hoor. Sy pa het vir 'n lang oomblik stil gebly, sy vingers wat teen mekaar tik terwyl hy nagedink het. "Voor ek my stem uitbring," het Hendrik uiteindelik gesê, "wil ek iets met julle almal deel. Iets persoonliks.
Dit was ongewoon vir die gewoonlik stoeëse man en almal het vorentoe geleun. My vrou, Rikus se ma, het altyd geglo dat besigheid meer moet wees as net die soeke na wins. Sy het geglo dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die gemeenskap, teenoor die mense wat vir ons werk. Ek het altyd gedink dit was idealisme, die soort dinge wat net die ryk kan bekostig om te glo. Hy het na sy seun gekyk. Maar toe ek sien hoe my seun geraak is deur die lot van 'n enkel ma en haar dogtertjie, toe hy uitvind dat ons beleide hulle benadeel het, wel, dit het my aan iets herinner wat ek lanklaas gevoel het. Die kamer was doodstil, almal het aan Hendrik se lippe gehang. Hierdie voorstel sal geld kos, ja. Maar dit sal ook Steinmark 'n beter plek maak om te werk. Dit sal ons help om talente behou en aan te trek. En belangriker nog, dit sal die regte ding wees om te doen. Hy het reguit na Rikus gekyk. My stem is ja. Die voorstel word aanvaar. Die verligting wat deur Rikus gevloei het, was byna oorweldigend. Hy kon voel hoe 'n glimlag oor sy gesig versprei, kon sien hoe ander direkteure ook glimlag, sommige self saggies hande klap. Na die vergadering het Hendrik om eenkant toegeneem. Jy het goed gedoen, het sy pa gesê, en daar was 'n warmte in sy oë wat Rikus lanklaas gesien het. Jou ma sou trots gewees het. Dankie, pa, het Rikus gesê, sy keel skielik toegetrek. Hierdie vrou, Zinle, het Hendrik voortgegaan, sy stem laer. Sy maak jou gelukkig. Rikus het geknik. Meer as wat ek ooit gedink het moontlik is. Sy pa het hom lank bestudeer, asof hy iets in sy seun se oë probeer lees het. Bring haar na ete volgende week. Haar en die kind. Ek wil hulle ontmoet. Dit was so na aan aanvaarding as wat Rikus kon hoop van sy formele, gereserveerde pa. Ek sal. Dankie. Toe die kantoor later daardie dag verlaat, het Rikus nie direk na sy luukse penthouse gegaan nie. Hy het na die klein blou huis in Greenfields gery, sy hart vol van die nuus wat hy moes deel. Toe hy by die huis aankom, het hy beide Zinle en Naledi op die voorstoep gevind, duidelik op hom wag. Hy kon sien uit hulle gesigte dat hulle geweet het hoe belangrik vandag was, hoe hulle lewe kon verander afhangende van die besluit. Naledi het eerste opgespring, na hom gehardloop met uitgestrekte arms. Rikus, het jy gewen? Hy het haar opgetel, haar in die lug geswaai terwyl sy gegiggel het. Ja, sterretjie, ons het gewen. Die direksie het ja gestem. Zinle het stadig opgestaan, haar oë vol hoop en vrees. Regtig. Die volle voorstel. Rikus het Naledi neergesit en na Zinle geloop, haar hande gevat. Die volle voorstel. Die nuwe verlofbeleid, die dagsorgfasiliteite, alles. En die koördineerderpos vir werknemerwelsyn, dis joune as jy dit wil hê. Trane het in Zinle se oë gevorm en sy het haar gesig teen sy skouer gedruk. Ek kan dit nie glo nie. Jy het dit reg gekry. Ons het dit reg gekry, het hy gekorrigeer, sy arm om haar. En dit is net die begin. Die drie van hulle het as 'n groep omhels, Naledi wat haar arm so ver as wat sy kon om hulle albei gespan het. En in daardie oomblik het Rikus geweet dat wat ook al die toekoms inhou, hulle dit saam sou aanpak. Later, terwyl Naledi besig was om 'n tekening te maak van wat soos drie figuurtjies hand aan hand gelyk het, het Rikus en Zinle saggies in die kombuis gepraat. Jou pa weet van ons, het sy gevra, steeds verwerk wat hy haar vertel het. Ja, het hy gesê. En hy wil jou en Naledi volgende week vir ete ontmoet. Haar oë het wyd geword. Hy wil ons ontmoet. Is dit goed of sleg? Rikus het geglimlag en haar hande gevat. Dit is goed. Hy het gesê my ma sou trots gewees het op wat ek vandag gedoen het. Dit is die hoogste kompliment wat hy kan gee. En wat presies het jy vandag gedoen, Rikus, het sy gevra, haar kop skuins. Het jy net 'n nuwe beleid ingestel, of is daar meer? Hy het diep in haar oë gekyk, en toe hy praat, was sy stem vol emosie. Vandag het ek 'n stelling gemaak oor wie ek is en wat ek glo. Oor die soort besigheid wat Steinmark kan wees, en die soort mens wat ek wil wees. Hy het gehuiwer en toe saggies bygevoeg, en die soort lewe wat ek wil hê, een saam met jou en Naledi, as julle dit ook wil. Zinle se asem het hoorbaar ingetrek, haar oë wat wyer word. Rikus. 3 maande later het die voetpaadjie buite die grootste Steinmark supermark in Kaapstad gewemel van mense. 'n Rooi lint was gespan voor 'n helder, nuut geskilderde gebou langs die winkel, 'n bord bo die deur het gelees: Steinmark Gemeenskapsorgsentrum, waar families eerste kom.
Rikus het voor die versamelde skare gestaan, werknemers, media, direkteure en lede van die gemeenskap. Langs hom was Zinle, elegant in 'n koningsblou pak, haar oë helder van opwinding en trots. Sy het die afgelope 3 maande onvermoeid gewerk om hierdie oomblik moontlik te maak, en haar toewyding het selfs die mees skeptiese direkteure beïndruk. Vandag het Rikus begin, sy stem sterk en seker, is meer as net die opening van 'n gebou. Dit is die begin van 'n nuwe hoofstuk vir Steinmark, een waar ons erken dat ons werknemers ons grootste bate is, en dat hulle families net so belangrik is as die werk wat hulle vir ons doen. Die skare het instemmend geknik. Onder hulle was talle Steinmark-werknemers wat reeds voordeel getrek het uit die nuwe beleide, ouers wat nie meer hoef te kies tussen hulle werk en die versorging van 'n siek kind nie. Hierdie sentrum, het Rikus voortgegaan, bevat 'n volledig toegeruste dagsorgfasiliteit vir die kinders van ons werknemers. Dit het 'n gesondheidskliniek waar gesinslede basiese mediese sorg kan ontvang. En dit huisves ons nuwe werknemerwelsynkantoor, waar personeel hulp kan kry met alles van verlofaansoeke tot finansiële raadgewing. Hy het na Zinle gekyk, sy oë vol trots. Hierdie visie sou nie moontlik gewees het sonder die leiding van ons koördineerder van werknemerwelsyn, Zinle Dlamini. Haar ondervinding, insig en medelee het hierdie projek van droom na werklikheid gebring. Die skare het gejuig terwyl Zinle vorentoe getree het om die mikrofoon te neem. Haar stem was sag maar vol oortuiging. Ek staan vandag hier nie net as 'n werknemer van Steinmark nie, maar as iemand wie se lewe deur hierdie maatskappy verander is 2 keer. Sy het geglimlag, wat ligte lagter uit die skare ontlok het. Eers toe ek my werk verloor het omdat ek tyd moes neem om vir my siek dogter te sorg, en toe weer toe hierdie maatskappy die moed gehad het om te verander, om te luister, en om beter te word. Haar oë het Rikus ingevind, en vir 'n oomblik was dit asof net hulle twee daar was. Soms, in die moeilikste oomblikke van ons lewens, is dit maklik om te vergeet dat verandering moontlik is. Maar dit is. Vandag is die bewys daarvan. Naledi, wat langs Hendrik Stein gestaan het opgewonde haar hande geklap. Die afgelope maande het 'n onwaarskynlike band tussen die ernstige oupa-figuur en die lewendige 5-jarige ontwikkel. Tot almal se verbasing het Hendrik van die begin af 'n sagte plek vir Naledi gehad, haar vrae geduldig beantwoord en selfs soms op die vloer met haar gespeel. Na die toesprake was dit tyd vir die lintsny-seremonie. Rikus het die groot sker aan Zinle oorhandig en sy het dit op haar beurt aan Naledi gegee. "Jy mag dit doen, skat," het sy vir haar dogter gesê. Met 'n stralende glimlag het Naledi bygestaan deur beide Rikus en Zinle aan weerskante van haar, die helder rooi lint geknip. Die skare het gejuig terwyl die deure van die sentrum simbolies oopgegaan het. Terwyl die gaste die nuwe fasiliteit binnegegaan het om dit te besigtig, het Rikus, Zinle en Naledi agtergebly op die trappe, 'n oomblik van rustigheid te midde van die opwinding. "Het jy ooit gedink dit sou so goed uitwerk?" het Zinle gevra, haar stem sag. Rikus het haar hand gevat, haar vingers verweef met syne. "Nooit in my wildste drome nie. Maar dit voel reg. Asof dit altyd so moes wees." Naledi het haar arm deur Rikus se geglip. "Kan ons roomys kry om te vier in hele een, nie 'n halwe nie?" het sy gevra, verwys na die grap wat nou deel van hulle gesamentlike geskiedenis geword het. "Definitief 'n hele een," het Rikus gelag, sy hart vol van die onskuld en vreugde van haar versoek. Die afgelope 3 maande het meer as net die implementering van nuwe maatskappybeleide gebring. Dit het ook die vestiging van 'n nuwe soort familie gesien. Rikus het die meeste van sy tyd in die klein blou huis deurgebring, en net 'n paar weke gelede het hulle begin praat oor die moontlikheid om saam te woon, miskien in 'n nuwe huis, een wat steeds gemaklik en beskeie was, maar sonder 'n lekkende dak. Meer as dit, Rikus het begin praat met 'n prokureur oor die moontlikheid om Naledi wettiglik aan te neem. Dit was nog vroeg daar, en hulle het geweet daar was 'n lang pad voor, maar die blote feit dat hulle daaroor kon praat, was 'n wonderwerk op sy eie. Later daardie aand, nadat die openingsseremonie verby was en hulle terug by die blou huis was, het Rikus vir Zinle 'n klein fluweelboksie oorhandig. Haar oë het wyd geword. "Rikus, moenie bekommerd wees nie," het hy geglimlag, haar uitdrukking lees. "Dit is nie 'n verloofring nie. Nog nie. Ek respekteer dat jy gesê het jy tyd nodig het, dat ons almal tyd nodig het." Sy het die boksie versigtig oopgemaak om 'n pragtige silwer armband te onthul. In die silwer was 3 klein sterretjies gegraveer. "Die sterretjies verteenwoordig ons," het hy sag verduidelik. "Jy, ek en Naledi. En wanneer jy ook al na hulle kyk,
wil ek hê jy moet onthou dat 'n ster helder skyn, selfs in die donkerste nag. Trane het in Zinle se oë versamel. Dit is pragtig. Sy het hom 'n soentjie gegee. Weet jy, ek dink nie ek het jou ooit regtig bedank nie. Vir wat, het hy gevra? Vir alles. Vir die kos wat jy daardie dag vir Nalede gekoop het. Vir die posisie wat jy geskep het. Vir die verandering wat jy in die maatskappy gebring het. Rikus het sy kop geskud. Nee, dit is ek wat julle moet bedank. Voor ek julle ontmoet het, was ek so verlore, so vasgevang in 'n wêreld van syfers en winste dat ek vergeet het wat werklik belangrik is. Jy en Nalede het my geleer hoe om weer te voel, hoe om regtig te leef. Hy het haar hand geneem en haar armband aangesit. Weet jy wat my pa vir my gesê het vandag na die seremonie? Zinle het haar kop geskud. Hy het gesê dat ek meer werd is as alle Steinmark winkels saam. Dat hy trots is om te sien dat ek 'n man geword het wat vir iets staan. Rikus se stem was sag van emosie. Dit was die eerste keer dat hy dit vir my gesê het. Hy's reg, het Zinle gefluister, haar hand teen sy wang. Jy is 'n man om op trots te wees. In die volgende kamer kon hulle Nalede hoor sing terwyl sy met haar speelgoed speel, opgewekte liedjie oor wolke en sterre, iets wat sy self opgemaak het. Die klank van haar stem was soos musiek, 'n herinnering aan die eenvoudige vreugde wat hulle saam gevind het. Ek is dankbaar vir daardie dag in die kafeteria, het Rikus sag gesê. Wanneer ek dink aan hoe anders dinge kon wees as ek nie daardie dag besluit het om die skool te besoek nie. Miskien was dit altyd ons pad, het Zinle gesê, haar stem vol verwondering. Miskien moes alles gebeur net soos dit gebeur het, sodat ons mekaar kon vind. Daar was 'n diep waarheid in haar woorde. Uit Zinle se afdanking, uit Nalede se vraag vir 'n halwe brood, uit Rikus se besoek aan die skool, uit al hierdie oënskynlike tragedies en toevallighede het iets wonderbaarlik gegroei. 'n Familie. Nie een gebind deur bloed nie, maar deur keuse, deur liefde, deur die bewuste besluit om elke dag daar te wees vir mekaar. Terwyl Rikus sy arm om Zinle geplaas het, kon hy Nalede se stem hoor wat nou 'n nuwe liedjie sing, een wat sy onlangs by die skool geleer het. Dit was 'n liedjie oor huis, oor behoort, oor die plek waar jy altyd welkom is. En hy het geweet, diep in sy hart, dat hy uiteindelik sy huis gevind het. Vim da hysteria. Amadas ouvintes esperamos que a histeria de Rikus, Zinle en Nalede tenha tocado seu coro. Esta jornada do milionário via descobrir o verdadeiro significado de família através do pedido inocente de uma criança por meio e nos mostra como pequenos momentos podem transformar vidas inteiras. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre clicando em sua esquerda. Se fosse gostou desta historia sul-africana de amor e transformou, no se isquia de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias trazemos historias nicas que exploram a complexidade da vida a beleza das conheces humanas. No perchá nossos prechimos contados. Estamos ansiosos para ler seus comentários sobre o que esta historia significa para você.